Suid-Afrika is die brandpunt van kubermisdade in Afrika en die Comrades Marathon Vereniging wil van KwaZulu-Natal atletiek wegbreek. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Baie welkom. Ek is Esmarie Eysel. Die parlement se artikel 89 aanklagkomitee wend hom tot die konstitusionele hof om teen die Hooggeregshof in Kaapstad se uitspraak te appeleer. Dit kom nadat 'n tussentydse interdik die wenslikheid van president Cyril Ramaphosa se amptelike vervolgingsverhoor tydelik gestuit het. Die komitee voer aan dat die Laerhof die verkeerde regsbeginsels toegepas het deur nie die kanse op sukses van Ramaphosa se hersieningsaansoek te weeg nie. Die proses spruit uit die bevindings oor die Phala-Phala aangeleentheid. Die konstitusionele hof moet nou beslis of hy die appel sal aanhoor. 'n Nuwe verslag deur Interpol dui daarop dat Suid-Afrika die Afrika vasteland se grootste teiken vir kubermisdaad is. Volgens die verslag vind 92% van alle losprysware opsporings in Suid-Afrika plaas. Kuberkrakers gebruik kunsmatige intelligensie en outomatiese stelsels om sensitiewe inligting van besighede te steel en infrastruktuur te ontwrig. Hoewel die wetgewing streng is, sukkel plaaslike owerhede steeds met tegniese gebreke en stadige internasionale samewerking om kubersyndikaate vas te trek. Die Hooggeregshof in Pretoria het vandag Patrick Dlamini, die uitvoerende hoof van die Openbare Beleggingskorporasie se skorsing tersyde gestel en beslis dat sy skorsing onwettig en ongeldig was. Dlamini is deur die raad geskort wat intussen ontbind is. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het die raad 2 weke gelede aangesê om te bedank of ontslaan te word. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die regering oorweeg die toekoms van die Openbare Beleggingskorporasie, die OBK, te midde van voortgesette bestuursprobleme. Godongwana sê veral die korporasie se ongenoteerde beleggingsportefeulje van sowat 5% wegkommer en dat die regering selfs kan besluit om die deel van die besigheid te sluit. Die OBK het onlangs 'n nuwe direksie aangestel nadat die vorige raad bedank het. Die polisie het tydens 'n klopjag by die Badirile Secondary School in Carletonville aan die Gautengse Wesrand op messe, dagga en e-sigarette afgekom. Die optrede volg na 'n moord vroeër vanjaar op die skoolterrein plaasgevind het. Volgens die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mahile, gaan die owerhede voortaan gereeld deursoekings uitvoer om bendevoorvalle, afknouery en dwelmmisbruik stop te sit. Mahile het onthul dat sekere leerlinge onderwysers met geweld dreig, terwyl sommige opvoeders glo gedurende skoolure tavernes besoek. Die departement het bevestig dat dissiplinêre stappe teen afwesige personeel gedoen sal word en daarop aangedring dat 'n waarnemende skoolhoof aangewys moet word om orde te herstel. Die burgerregteorganisasie AfriForum begin van dese maand weer met sy jaarlikse watergehalte waarnemingsprojek, waar tydens die drink- en rioolwater in bykans 160 gebiede reg oor die land getoets sal word. Die organisasie sê die doel is om munisipaliteite verantwoordbaar te hou vir veilige drinkwater. Volgens AfriForum toon die departement van water en sanitasie se jongste verslae dat 47% van munisipale watersuiweringsaanlegte in 'n bedenklike toestand is, terwyl talle drinkwaterstelsels as hoë risiko geklassifiseer word. Die Suid-Afrikaanse navorsingsskip, die SA Agulhas 2, het uit Kaapstad na Marion Eiland vertrek om die land se Antarktiese navorsingsprogram te hervat. Die 83ste Marion Eiland oorwinteringsspan, bestaande uit nagenoeg 20 wetenskaplikes en navorsers, sal die volgende 8 maande op die eiland deurbring.
Die sending volg nadat die navorsingsbasis in Mei gesluit is weens 'n tekort aan pooldiesel. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meinier, sê die span sal weer wêreldklas wetenskaplike navorsing op Marion-eiland doen. Die Comrades Marathon Vereniging het sy besluit bekragtig om nie weer by KwaZulu-Natal Atletiek aan te sluit nie. Meer as 1000 lede het tydens 'n spesiale algemene vergadering oorweldigend ten gunste van die vereniging se onafhanklike koers gestem. Die besluit volg op 'n maandelange geskil oor affiliasie en meer as R4 miljoen se beweerde wedloopheffings. Die vereniging sê beplanning vir die EUFees wedloop op 13 Junie 2027 gaan voort, hoewel die dispuut steeds onsekerheid skep oor die amptelike goedkeuring van die wedloop en die kwalifikasieringsproses vir deelnemers. Die dodetal na die 2 aardbewings wat Venezuela op 24 Junie getref het tot 6125 gestyg. Reddingsspanne en familielede gaan voort om deur die puin te sif op soek na slagoffers en geliefdes. Die plaaslike media het die goewerneur van La Guaida, Alejandro Terran, aangehaal, wat sê dat ongeveer 1400 mense steeds vermis word. Die regering het nog nie bekend gemaak hoeveel mense vermis word nie, maar deskundiges het die syfer op 10,000 geskat. Dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk en ons maak môre aand weer so.